dat Christus op pad is, die nagmaal weer aan herinner word, dat hierdie nagmaal vir ons sê dat ons voorberei vir die groot maaltyd wat in Christus vir ons voorberei is. Skrifbreuning 7:2, al twee die verse. Kom ons raak stil voor die Here. Ons vertrou op die Here. Hy is ons hulp en ons beskermer. Ja, in hom is ons hart bly. Op sy heilige naam vertrou ons. Hou u liefde oor ons, Here, want ons stel ons vertroue in u. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here uit Psalm 33, verse 1 en 2. Oproep om God te loof en te prys, vrolik te wees, want ons is regverdiges. Die nagmaal herinner ons dat Christus vir ons ingestaan het, vir ons betaal het, en dat ons nou die voorreg het om in aanbidding voor die Here te kan wees en saam met gelowiges die Here te loof en te prys. Psalm 33, verse 1 en 2, en dan bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde,
en in Jesus Christus sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister na God se voorskrifte vir 'n dankbaarheidslewe uit Eksodus 20. Baie belangrik, broeders en susters, dat jy eers hoor die Here sê, ek het jou verlos, en dan sê hy wat jy behoort te doen as verloste in hierdie wêreld. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord uit Psalm 71, verse 9 en 10. Ek voel my sterk aan u verbonde. My mond vind tot u lof gedurig ruimerstof. U redding meld ek elke stonde, al kan ek dit nie skat, besyfer of bevat nie. Verse 9 en 10, Psalm 71, en dan bid ons saam. Here, onse Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde.
Dankie dat ons die wonderlike voorreg het om met vrymoedigheid na U toe te kom. Dat U in Jesus Christus ons regverdig verklaar het. Ja, dat ons nou in die regte verhouding met U kan wees. En dat U deur U woord en deur U Gees ons in staat stel om te groei in hierdie verhouding. Dat U deur die bediening van die woord en ook die bediening van die sakrament vir ons bevestig wat dit beteken om in hierdie verhouding te wees. O Vader, wil U ons geestesoë vanoggend oopmaak, sodat ons kan raak sien wat die inhoud van hierdie verhouding beteken. Dat ons in die tekens van die brood en die wyn U liefde sal aanraak, sal proe. En dat dit ons harte sal aanraak, Here, sodat ons in ons verhouding met mekaar, dit wat ons bely, die gemeenskap van die gelowiges, die onderlinge liefdesgemeenskap sal uitleef, sodat die wêreld in ons verhoudinge met mekaar kan raak sien wat dit beteken om mekaar lief te hê. Wat dit beteken dat U ons eerste lief gehad het. Maak dit rustig in ons Vader. Hou ons gedagtes vas deur U Heilige Gees, sodat die wêreldse dinge nie ons nou besig hou nie. Laat U naam geheilig word. En help ons dat in hierdie aanbiddingsgeleentheid ons sal meewerk dat U koninkryk vinnig kom. Wees ons genadig ter wille van die soenverdienste van Jesus Christus, ons rots en ons verlosser. Amen. Voordat ons saam lees uit die woord van die Here, kom ons sing saam Psalm 89, die 8ste en die 10de vers. U het voorheen, o Heer, U goddelike lig laat uitstraal voor ons heen in sieners vergesig. God se lig, broeders en susters, breek altyd deur en het deurgebreek. In Christus, wat die môre ster is, word vir ons die nuwe dag aangekondig. Ons leef na die nuwe dag toe. Maar dit is baie belangrik dat ons dan ook hierdie lig in ons optrede teenoor mekaar en teenoor die wêreld sal uitstraal. Psalm 89, die 8ste en die 10de vers.
Gemeente, kom ons lees saam uit God se woord uit die boek Jesaja. Jesaja hoofstuk 8 vanaf vers 23. Maar in die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donkerte wees nie. In die verlede het die Here die gebiede Sibilon en Naftali verneder. Maar in die toekoms sal hy die pad na die see van Galilea toe, die Jordaanstreek en die gebied van die heidene in ere herstel. Die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. U het die wat nie meer 'n nasie was nie, baie gemaak. Hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in u teenwoordigheid verbly. Soos mense bly is in die oestyd, soos hulle juig wanneer hulle die byt verdeel. Soos die dag toe Midian verslaan is, het u die juk verbreek wat op die volk gedruk het. Die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is, elke soldateskoen wat in die oorlog gebruik is, en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur verteer word. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee, hy sal heers en hy sal genoem word, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. Tot sover God se woord. Vers 1, hoofstuk 9. Die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. Broeders en susters, hierdie eerste 39 hoofstukke van Jesaja is God besig om vir sy volk Israel te sê, hierdie wingerd wat ek geplant het, is nie meer die wingerd wat ek geplant het nie. Die vrug wat gedra word, is nie meer reg nie. En dan maak God in hoofstuk 1 die verskriklike sterk uitspraak. Ek haat julle byeenkomste. Julle is skynheilig. Julle harte is nie meer daarin nie. Hierdie wingerd gaan verwoes word. En vir hierdie aantal hoofstukke is God besig om die heeltyd vir Israel te wys op dit waarmee hulle besig is, maar te midde van die uitsprake wat hy maak oor hulle optrede, is daar telkens geleenthede waar God sê, ek sal dit verander. Ek stuur iemand wat dit kom verander, wat dit anders maak. Broeders en susters, hoekom is jy vanoggend hier in die kerk? Hoekom bely jy jou geloof? Hoekom kom sit jy aan hierdie nagmaalstafel vanoggend? Is dit om net die formaliteite aan die gang te hou? In die afgelope tyd het ek dit beleef, broeders en susters, dat hier's baie formaliteite en geleenthede wat geskep word om te sê, ons is 'n Christelike volk. Maar die optredes wat ons beleef en wat ons sien en wat ons teenoor mekaar ervaar, getuig nie daarvan dat ons die verlossing in Jesus Christus leef nie. Dat die liefde wat God in Christus kom gee het vir ons, opofferend, vergewensgesind, onvoorwaardelik, dat dit nie 'n deel is van ons optrede nie. Is ons vertroue in God alleen, geliefdes? Of is dit kerk plus iets? Ek moet dan net op 'n manier my godsdienstigheid wys deur van tyd tot tyd kerk toe te kom, van tyd tot tyd Bybel te lees, dat ek dan net God ook kan tevrede hou in die wêreld waarin ek almal tevrede moet hou. Sodat ek kan betrokke raak in die wêreldse stelsel om te probeer oorleef. Ons leef nie meer nie, broeders en susters, ons oorleef.
Die lewe wat Christus gebring het en waarvan ons vanoggend getuig aan hierdie nagmaalstafel, is nie meer deel van ons lewe nie. Ons sukkel om te leef. Ons is moeg. Ons is uitgeput, moedeloos. Want ons is vasgevang in 'n wêreld wat seer en stikkend is en deurmekaar is. En so raak ons ook. Is jou hart in jou kerk wees? In dit waarmee jy hier besig is? Hoekom is daar dan net 30% van ons lidmate wat dankoffers gee vir die instandhouding van die erediens? Wil ek eers my begroting laat klop vir die wêreld, sodat ek in die wêreld 'n standplek het en kan oorleef? Of is ek afhanklik van God? God gee vir jou 100%, hier's die tekens daarvan. Jy moet net vir hom 10% gee. Gee ons dit, broeders en susters. Waarin is ons vertroue? Dis waarmee God ook vir Israel waarsku en sê, waar is julle vertroue? En dan gaan God terug en hy sê vir hulle, kyk bietjie waarmee julle besig was. Hoofstukke 7 en 12 is 'n gedeelte waarin God vir Israel op 2 maniere kom sê, kyk net bietjie waar staan julle nou. Is julle die wingerd, die volk, die uitverkore volk, die verbondsvolk wat ek gekies het? Daar waar ek julle gekies het, wat ek julle uitgeruk het uit die slawebande van die sonde, en waar julle nou is julle nog op koers? Is julle op die plek waar daar 'n verhouding met my is? Of het julle koers verloor? Het julle uit my genadekring beweeg? Want die uiteindelike is dat hierdie volk in ballingskap weggevoer word. Want hulle besef nie waar hulle is nie. God is op 2 maniere om vir hulle te sê, kyk terug. Waar was julle? Waar is julle nou? Uit die geskiedenis wil God hulle leer. Maar dan in die tweede plek wat die Here vir hulle sê, ten spyte van hierdie optrede van julle, ten spyte van hierdie hardnekkigheid, agterloosheid van julle, gaan ek die lig laat deurbreek. Gaan ek iemand stuur wat dit gaan verander, op my tyd en op my plek. En broeders en susters, daarom is dit belangrik dat ons ook vanoggend, saam met die volk Israel, dat ons ook gaan stil staan en sê, waar is ons nou? In die eerste plek in my persoonlike lewe, waar is jy nou, broeders en susters, in jou verhouding met God? Kyk bietjie terug in jou lewe. Waarvandaan kom jy? En hoe het God met jou die pad geloop? God sê vir Israel in hoofstuk 8, kyk bietjie, waar kom julle benoudheid en duisternis vandaan? Want julle wil die dooies gaan raadpleeg. Julle is besig om nie meer na my toe te kom vir raad nie. Julle gaan nou selfs na dooies toe om raad te gaan soek. Waar gaan soek ons raad, geliefdes? Waarmee is ons besig in ons optrede teenoor mekaar? Hou ons nie ook vas aan sekere dinge wat ons in die verlede geleer het en wat ons nou beïnvloed op die pad waarmee ons besig is nie. In hoofstuk 9 sê die Here vir hulle, die vyandelike magte eet julle oop mond. Met ander woorde, die volk hoor nie meer wat God sê nie, en daarom kom daar nog meer en meer aanslae op hulle. Teenslae, beproewings, broeders en susters, is op daai wyse wat God ook besig is om ons tot stilstand te bring. Om ons te laat besef wat dit beteken om in 'n verhouding met hom te wees. Want ons gesindheid moet nie wees om op ons eie te probeer oorleef nie, geliefdes. Om ons eie planne te maak nie. Soek by God troos en bemoediging. In ons afgelope Sondag het ons gekyk na Romeine 12, wat die verskillende verhoudings beteken. Wat beteken hierdie verhoudings vir ons? Want geliefdes, is in hierdie verhoudings wat ons
beskerm kan wees, vastigheid kan kry, kan groei in ons geloof. Want as jy na die wêreld toe gaan en in die wêreld gaan probeer oplossings en troos en berading kry, dan gaan die wêreld jou oopmond eet, vir jou verslind, jou stikkend maak, jou verder van God afdryf. Wat is jou verhouding met God? Wie is God vir jou en wie is jy vir God? Waar kry jy jou identiteit, jou sekuriteit en jou waarde? Wat is ons onderlinge liefdesgemeenskap met mekaar? En wat is ons verhoudings in die vyandelike wêreld daar buite? Is dit wat bepaal word deur hierdie nagmaalviering wat ek vanoggend kom vier? Is dit wat my verhoudings bepaal? Of soek ek in die wêreld oplossings, berading, troos? Die wêreld gaan my oopmond verslind. Die Here sê vir Israel, daar is 'n oordeel oor julle, want daar is verskillende klasse waarin julle verdeel word. Julle is besig om uitmekaar te dryf, omdat julle in verskillende klasse gaan staan en op mekaar neerkyk en mekaar verslind en mekaar veroordeel. Geliefdes, ons leef in 'n wêreld vandag waar God se skepingsorde stikkend gemaak word. Daar is nie meer orde nie, want ons is besig om dit wat God geskep het, of almal saam in een pot te gooi, of uitmekaar uit te dryf. Daar is nie meer man of vrou nie. Daar is allerlei geslagte. Daar is nie 'n verskeidenheid van volkere nie, ons is almal een en ons glo alles dieselfde. Dis hoekom ons verward is en nie meer weet waar hoort ons nie. Want dit wat God geskep het, is nie meer die regte manier nie. Ons wil nou God speel om die skepping te verander en te maak wat belangrik is. God sê in hoofstuk 9 ook, selfs Efraim en Manasse, twee broers, beklei met mekaar. Die volk wat 'n verbondsvolk is, wat as liggaam van Jesus Christus as verbondsvolk moet saamleef en mekaar moet ondersteun, is besig om uit mekaar uit te spat. Twee broers wil mekaar vernietig. Wat is ons onderlinge liefdesgemeenskap in die gemeente, geliefdes? Ons kom sit saam aan hierdie tafel. Ons gee vir mekaar die brood en die wyn aan as tekens van God se genade in Jesus Christus se liefde. Ons deel met mekaar. Deel ons met mekaar? Of ons elkeen op sy eie en probeer ek myself oorleef? Gee ons om vir mekaar, kyk ons mekaar in die oë en sien ons harte raak om mekaar te kan help. In Hoofstuk 10 sê die Here vir Israel, julle reageer nie op my oproep nie. Julle skrik nie wakker nie. Julle gaan weggevoer word in ballingskap. Israel het sy nek verhard en daarom sal hy die gevolge dra. Hardnekkigheid, selfgesentreerdheid. Die wêreld hou ons gevange, geliefdes. Ons word gevangenes van ons omstandighede. Ons geniet nie meer die vryheid in Jesus Christus nie, om voluit te kan leef nie. Met hierdie geskiedenis wil God vir die volk sê, weet julle wie julle is? Weet julle waarheen julle op pad is? Besef julle, julle is my koningskinders, julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, julle behoort aan my. Hoekom is julle nie meer die wingerd wat ek geplant het nie? Hoekom is julle besig om die wêreld, afhanklik van die wêreld te word, julle vertroue in die wêreld te stel? En God gaan hard op hulle afkom. Broeders en susters, God sien raak, God weet waarmee ons besig is, waarmee jy besig is. Moenie mors met God se genade vir jou nie. Skrik wakker en besef dat jou vertroue in God alleen is. Hy wil jou help. Dis wat hy sê in hierdie nagmaal, kom hiernatoe, ek wil vir jou help. Ek gee vir jou gratis en verniet.
wat God in die lewe van sy volk wil hê, is dat daar 'n verandering kom in hulle selfvertroue. Deur hierdie gebeurtenisse in die geskiedenis het hy vir hulle gesê dat hulle besig is om weg te beweeg. Dat hulle besig is om uit sy genadekring te loop. God gebruik hierdie gebeure om hulle tot stilstand te bring en te laat besef dat hulle afhanklik van die Here is. En daarom kom die Here ook en sê, ek is nie tevrede met dit waarmee julle besig is nie, maar hier is my genade. Ek wil vir julle die lig laat deurbreek. Ek wil julle help om reg te kom, om julle vertroue in my alleen te stel. En daarom kom die Here en hy sê, daar gaan die donkerheid gaan weggevat word. In 'n land van doodskaduwee breek daar uiteindelik lig deur. En broeders en susters, hierdie lig breek deur in Jesus Christus. En waar dit ook staan in hierdie teksgedeelte, dat Galilea die plek van die heidene is, omdat dit 'n deurgangsroete was, 'n handelsroete, is dit waar Christus sy werk begin. Die lig breek daar deur. God antwoord. God lei sy volk uit die duisternis na sy wonderbare lig. Dit gaan gebeur, God gaan dit deurbring. Maar dit gaan gebeur eers nadat hulle 70 jaar in ballingskap was. As jy nie luister nie, moet jy ook die gevolge dra. En dan sê God, wanneer hierdie lig deurbreek, sal die verdrukkings beëindig word. Alle oorloë sal beëindig word. Hoe gaan hierdie dinge verander? Hoe gaan dit beëindig word? Hoe gaan dit werklik ons tot die besef bring dat God in beheer is? En dis die antwoord wat ons kry in verse 5 en 6 van hoofstuk 9. Vryheid en lig is dit wat God vir sy volk laat deurbreek. Hy stuur sy seun as verlosser en saligmaker. Hy, Jesus Christus, die seun van God, is die een wat die blink môrester is, wat die nuwe dag laat deurbreek, wat ons vry maak van die slawebande van die sonde. Die nagmaal vanoggend, broeders en susters, bevestig hierdie belofte woord. Dis die profesie van Jesus Christus, wat sal kom, wat die lig sal laat deurbreek, wat daar die een is wat vir ons help om sinvol in hierdie wêreld te kan leef. Hy is ons verbondsgod. Sy beloftes word altyd waargemaak. Waar is jy nou in jou verhoudingslewe met God, met jouself, met jou medegelowige, met die wêreld daar buite? Kom sit aan hierdie tafel. Kom hoor en sien. Kom hoor en sien wat God in sy liefde vir jou gedoen het. En maak die koersaanpassing as jy nie nou op koers is nie. Amen. Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoop het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met die woorde: Loof die Here o my siel en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Want so hoog is as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is
van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Amen. Voordat ons verder hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, oordink, broeders en susters, en ook die profesie oor Jesus Christus gaan hoor, kom ons sing saam Psalm 33, die 9de en die 10de vers. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die tweede manier hoe God Israel wil laat perspektief kry en laat besef waaroor dit gaan en dat hulle in alles van hom afhanklik is om deur 'n profetiese woord te sê dat hy die lig sal laat deurbreek, dat die môre ster aankondig dat die nuwe dag kom, dat hy dit sal verander, dat hy hard is op hulle ongehoorsaamheid en dat hy hulle gaan straf, maar dat sy genade groter is. En ons kan vanoggend, in dit wat ons nou beleef het, broeders en susters, die bevestiging kry van hierdie belofte woord van God in Jesaja. Dat hy, dit wat hy daar in Jesaja 9 gesê het, dat hy iemand sal stuur, wat hierdie lig sal laat deurbreek, dat hy dit gedoen het. Dis wat in verse 5 en 6 vir ons bekend gemaak word. Hierdie kind waarvan in verse 5 en 6 gepraat word, is nie maar 'n gewone kind nie. Geen mens kon die opdrag gaan uitvoer wat God bepaal het dat die mens moet uitvoer nie. En in hierdie paar verse, broeders en susters, wat vir ons die vertroue gee, wat vir ons bevestig waar ons krag moet gaan soek, ons berading moet gaan soek, ons troos, bemoediging moet gaan soek, is by hierdie kind, by Jesus Christus. Want dit wat hy genoem word in hierdie paar verse, sê vir ons wat hy kom doen het. In Jesaja het dit gegaan oor wat hy nog gaan doen. Hy het dit gedoen. Dis wat ons in die nagmaalstafel kom ervaar, bely het en vanuit kan leef. Hy is bekwam geag, volgens Openbaring 5 ook. Hy is bekwam, waardig geag om dit te kan doen. En hy doen dit nog elke dag vir ons. Hou daarom op, broeders en susters, om betrokke te raak in 'n wêreldse oplossing van die dinge waarmee ons besig is, om na die wêreld te kyk vir oplossings. Christus, die persoon, Jesus Christus, is die een
waarin jy jou vertroue elke dag kan stel. Want hier staan vir ons die 5 eienskappe. In die eerste plek, hy is bekwam om die regering van die hele wêreld te hanteer. Die heerskappy is op sy skouers. Openbaring 5 word bevestig. Hy is waardig geag om die boekrol, God se plan te ontvang en die geskiedenis in werking te stel. Hy heers tot in ewigheid. Dis sy belofte woord ook as hy in Matteus 28 sê, gaan uit en gemaak disippels van al die nasies en ek stuur julle, want ek het alle mag in die hemel en op aarde. Alle mag, broeders en susters, hou op om vir die magte van die wêreld bang te wees. Christus regeer. In die tweede plek, die name waarmee hy genoem word, dui ook aan dat hy in staat is om hierdie bevryding te doen, dat hy dit vir ons gedoen het. Hy is wonderbare raadsman. Waar gaan soek jy raad, geliefdes? Ons gaan lees allerhande boeke van sielkundiges en van wêreldheersers, om daarin te probeer raad kry vir die toekoms. Christus het die beste raad, want hy is in beheer van die toekoms. Hy skep die toekoms. Hy regeer tot in ewigheid. Hy is sterke God, alle mag in die hemel en op aarde behoort aan hom. Geen mens kan leef vanuit homself en sy eie verlossingspad bewerk nie, geliefdes. Christus het dit vir jou gedoen. En daarom het hy jou genooi, kom sit aan, kom kry hierdie lewe wat ek vir jou verwerf het, kom kry dit verniet. Leef van daaruit. Bevestiging dat hy jou klaar verlos het. Jy hoef nie daaraan te werk nie. Leef in dankbaarheid vir dit wat jy gekry het. Hy is 'n ewige Vader. Alhoewel dat hy die sterke God is, die almagtige, wat alle mag het, is hy ook jou Vader. Ontfermende liefde, waarmee hy jou vertroetel, wat hy jou beskerm, wat hy omgee vir jou. Hy luister na jou. Jy kan enige tyd na hom toe kom. Hy is altyd beskikbaar. Hy is 'n vredevors. Hy het vrede gebring, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ons is so soekend om rustig te raak en vrede te kry. Christus is die vredevors. In die derde plek ook 'n karaktertrek, sy sukses. Tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde. Met ander woorde, vermeerdering van sy heerskappy. Hy regeer tot in ewigheid. Niemand kan hierdie heerskappy keer nie, geliefdes. En daarom moet ons ook met krag leef as Christene in hierdie wêreld. Nie so ekskuus my houding nie. Nie terwille van vrede toegee nie. Onverskrokke vir die eer en die heerlikheid van God, vir die instandhouding van die erediens, vir dit wat God vir ons bewerk het. Staan op daarvoor, geliefdes. Moenie terugdeins nie. Die mag waarmee God jou bemagtig is baie sterker as wat enige menslike mag in hierdie wêreld kan doen. Die vierde karaktereienskap is sy koningskap is ewig. Hy is op die troon van Dawid, tot in ewigheid bly hy koning. Ons hoef nie te vrees van die maghebbers van die wêreld en vir die politiek van die dag nie, geliefdes. Die mag en gesag wat hulle het, kom van God af. En as hy nie verantwoording daaroor kan doen nie, gaan God dit van hom af wegneem. Die vyfde is sy ondersteuning, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en geregtigheid. Geliefdes, hy is altyd daar vir jou. Hy staan op vir jou reg. Hy maak die pad gelyk. Waar daar onreg teenoor jou gepleeg word, waar jy afgekraak word, waar jy uitgeskei word, jou plek in Jesus Christus, jou status in Jesus Christus is hoog verhewe. Lewe waardig hierdie status wat Christus vir jou bewerk het. Moenie 'n staanplek in die lewe, in die wêreld soek nie, want dit is van verbygaande aard. Die ywer van die Here sal sorg dat jy oorwinnend kan leef. Hy hou jou hoop lewendig.
soek sy aangesig, sien sy liefde raak, geliefdes, want dan sal jou hoop lewendig bly. Wees gehoorsaam aan God alleen, want dit help jou om standvastig te staan en groeikrag te kan hê in die lewe. Broeders en susters, God roep elkeen van ons op tot selfondersoek. Waarin stel jy jou vertroue? Vertroue op God alleen is altyd beter as mensgemaakte planne en die vermoë van mense in hierdie wêreld. God is in beheer van die toekoms. God het vanoggend met ons gepraat. Hy het jou tot stilstand geroep om te kyk uit jou lewe, uit ons gemeente se lewe, uit dit waarmee ons besig is ons op koers? Is ons op die pad wat God bepaal het dat ons moet wees? Dit wat ons bely, dit wat ons sê, is dit gehoorsaamheid aan God, want dit is die enigste sinvolle en vreugdevolle pad. En hy deur die gebruik van die nagmaal ons laat besef wat Jesus Christus vir elkeen van ons kom doen het, vir ons as gemeente. Vertrou jy op God alleen? Is jy die uitverkore kind, die verbondskind, wie God jou in Jesus Christus gemaak het, en leef jy dit uit? Die Here se oë is oral op die aarde, sodat hy die kan help, wat met hulle hele hart op hom alleen vertrou. Amen. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank U dat U U enige gebore seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof, waardeur ons deel kry aan die offer van U seun. Ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees, die verkondiging van die dood van ons Here ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid om ons liefdegawes af te dra, en daarna sing ons saam Skrifberinge 1:3, verse 1 en 3.
Skrifberuiming 1:3 verse 1 en 3, beruiming van Johannes 3 vers 16, die liefde van God wat hy in Christus vir ons gewys het, en dat ons opgeroep word om ook hierdie liefde uit te kan leef. Skrifberuiming 1:3 verse 1 en 3. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met u almal. Amen. Nou die volgende afkondigings, broeders en susters. Die Bybelrooster is op Stroompies beskikbaar. Bybelstudies hierdie week 10:00, die amandelbloeisels. Dinsdag aand se Bybelstudie uitgestel na volgende week toe. Ek is hierdie week uitstedig. En dan Woensdag die kuns en kuier tannies by mekaar. Woensdagoggend. Diakoniebraai, eerskomende, nie eerskomende nie, die 31ste Augustus. Terwyl ek hier by die diakoniebraai is, wil ek net sê, broeders en susters, die diakonie nooi ook uit as daar lidmate is wat dalk tydens die braai iets wil verkoop vir eie inkomste, is hulle baie welkom, behalwe natuurlik nou vleis en dit wat die diakonie verkoop, maar as u iets het, enige iets wat u wil verkoop, is u welkom om die Saterdagoggend ook vir die geleentheid te gebruik om vir u inkomste te genereer. Kontak maar net met hulle en maak ook daar 'n afspraak, so dan kan u dit ook gebruik. En ook wat die diakonie, hulle koskas, nie bederfbare produkte as u dalk beskikbaar het in die kombuis, as u vir hulle sal gee, wat hulle ook gebruik om barmhartigheidswerk te kan doen, asseblief, ons vra daarvoor. Die Haiti, net ten opsigte van Komasa gemeente, wat gister hulle bazaar gehad het ons ook van hulle af 'n dankie sê brief gekry. Ek lees dit vir u voor. Geliefdes in die Here Jesus Christus, dis met innige dank in ons harte waarmee ons hierdie afkondiging briefie aan u stuur. U ruimskenkings en meesterlike gebak vir ons Môremark fondsinsameling openbare openhartige gesindheid van Jesus Christus se liefde aan ons elkeen. Besonder dank aan elkeen wat bydraes en opofferinge gemaak het om ons roeping in die koninkryk te ondersteun. Het is wonderlik om die liefde van Christus so tasbaar te mag ervaar uit medegelowiges uit ons buurdorp.
Ons vertrou dat ons met al die middele 'n suksesvolle insameling geleentheid sal hê. Mag die Here u seën in u koninkryk arbeid. Mag hy ook aan u sy gawes vir woordbediening skenk terwyl u bidend op hom hoop. Hartlike broedergroete, Dominee Koos Leroux. Baie dankie Elsie, Gertjie, vir die organisering daarvan en die ondersteuning. Baie dankie vir broeders en susters wat u dan bygedra het ook daartoe. Vanoggend ook 12 uur kan ons lekker saam eet. Dankie aan Jan Beileveld wat die pot aan die kook gehou het, dat ons ook so op daai wyse kan saam eet. Die 7de September, die high tea, wat die susters ook aanbied. Ek weet nie of daar nog kaartjies beskikbaar is nie, maar kontak hulle gerus vir die high tea geleentheid. En dan die 28ste September is ons gereelde môremark. Ons vra maar weer u insette daar ook. Ons dink aan al die lidmate, geen besondere meelewing nie, maar aan al die lidmate wat worstelend is, soekend is en beproewende omstandighede is, mag die Here elkeen van u ondersteun en bystaan met sy genade. Verjaardag, Broeder Thuis, die 19 Augustus, Corneille Koen, die 22 is Corneille hier, nie hierso nie, hulle is in Grootfontein, so ons het 'n chocolate verniet. Baie geluk ook aan julle, Elsie, die 22ste en Johnny Wefferner, die 24ste Augustus. Baie geluk, broers en susters, met julle verjaardag. Mag dit 'n geseënde tyd wees en ook mag julle God se genade in alles ervaar en beleef. Die kollekte onder die diens was vir die diens van barmhartigheid by die deure vir die Gereformeerde Kerk se sustentasiefonds. Sustentasie is 'n fonds waar ons die kerke mekaar ondersteun sodat as 'n gemeente nie in staat is om sy instandhouding van die erediens te kan doen nie, dan help ons vanuit die kerkverband om finansiëel te ondersteun. Dis die sustentasiefondse. En nog iets anders? Nee, ek het nog iets anders. Ons wil net ter approbasie as ouderling vir ons gemeente hou ons voor Marcel Bernard as ouderling en as diaken Broeder Japie Papenfoes as diaken vir ons kerkraad. So ons bid ook hierdie broeders die seën van die Here toe by die oorweging van hierdie roeping. Kom ons gaan drink saam 'n koppie koffie. Baie dankie broers en susters.